Droomdelwers deur Esta Stein, hoofstuk 10. Mario en Samuel sit vir middagete aan saam met Minette, Rudy en Gilbert. Soos dikwels op 'n maandag is die eetsaal stil. Samuel neem 'n sluk wyn. Voordat ons die volume van die afsetting kan bepaal, sal daar 'n groot blok uit die kop gehaal moet word, wat in die kaap getoets en gepoleer sal word. What we normally do, vervolg Mario, is to send such a block to Italy, to the show in Carrera. The analysis of a price for a specific product is influenced by scarcity, the size of the block, homogeneity, texture, and color of the rock. Daar is 'n pause. Gilbert kyk wantrouig van Mario na Samuel. Waaroor gaan dit eintlik? Ons wil onderhandel oor 'n prospekteerpermit, sê Samuel. Minette kyk vlugtig na Rudy en frons. Mario leun vooroor. I've been to the Department of Land Affairs and also to the Office of Mineral and Energy. Hy haal 'n brief uit sy aktetas uit en gee dit vir Rudy. It seems that many years ago your grandfather signed away his mineral rights to the father of the woman he wanted to marry. Wat? Is dit al weer die ou pagrootjie? Vra Gilbert verbaas. Mario glimlag. I have a great respect for the man. He must have been quite a gentleman. But net nonsense aanjaag, sê Gilbert. The father of the bride went bankrupt and the bank took back the mineral rights. And the end of the sad story, as you know, your grandfather never married that woman. Hy bly ruk stil. Which means your family does not have any mineral rights on the land. You are the surface owners only. Die kos word bedien. Dis gebraaide skaalbout met groente. This looks very good, sê Mario. Grazie tanto. En hy vou sy servet onder sy keel in. My pleasure, Mario, sê Minette en wink vir Faitjie nader om nog wyn te bring. What's the next step? Mario is besig om so smaaklik te eet dat Samuel antwoord. Daar sal 'n tydelike infrastruktuur geskep moet word. 'n Pad om voertuie deur te laat, krag, water, 'n paar prefab huise. Julle gaan ons water gebruik, vra Gilbert. Ons sal 'n boorgat aanlê en nie die bestaande water affekteer nie. Mario skep nog slaai. The normal procedure is that we offer a monthly surface rent to the owner. You see, the bank, who holds the mineral rights, will get about 40 rand per cubic meter once production is started. Rudy skink nog wyn in. When we talk about surface rent, what kind of money are we talking about? 3,000 to 4,000 rand a month. You people must realize that Western mining is taking a very big risk. The cost of production is directly influenced by the percentage of saleable blocks recovered in a quarry. In this project, exact recovery factors will only be known once mining commences. Daar is 'n gespanne stilte en Samuel verbreek het. Ons maksimum aanbod is R4,000 oppervlakhuur per maand. Patricia kom die eetsaal binne, stap tot by Samuel en sit haar arm spelerig om sy nek. Hoekom lyk almal so ernstig? Omdat ons 'n stoeper op 'n grootjie gehad het, sê Gilbert, wat 'n lokasie op 'n verkeerde plek aangelê het en sy mineraalregte vir 'n vrou verkwansel het. Mario lag. However, he must have been a great soul. A great soul wat ten minste romanties was, sê Patricia. Die vlaktevlei kerkie, sê Samuel nadenkend, is so 'n historiese gebou. Jy het nie gedink om dit op 'n manier te bewaar nie. Gilbert ontplof. Asseblief Samuel, jy klink nou erger as jy op 'n grootjie. Samuel glimlag. Wel, mens kan ten minste 'n dop op hom drink. Hy lig sy wynglas op Rudolf Germanus geredelinghuis. Teen die skemeraand sit Mario by Samuel by die staanplek in die klein kloof. Samuel het 'n vuurtjie aangesteek en 'n paar choppies braai geurig op die kole. Samuel sit 'n CD op en klassieke musiek begin deur die klowe weergalm. Mario kyk na Samuel se ernstige gesig in die lig van die vlamme. The Van Helberg girl. You know her well? Samuel kyk nie na hom nie. Not too well, sê hy ontwykend. I like her, sê Mario. Why? Mario se donker oë is die ene passie. Sammy boy, she's extremely rare, scarso, and complicated. She carries a lot of sorrow inside, like Verde Dolorosa. Samuel kyk hom peinsend aan. Mario se stem raak sag. We'll be mining our dreams upon the place of her grief, so we shall name the new granite Dream Dolorosa. Samuel kyk in die vuur. Dream Dolorosa. Perfect. Rebecca en Tommy het 3 dae lank by ons gebly. Hulle het in die sitkamer geslaap. Albei Rebecca se oë was toegeswel gewees. Haar lippe ook. Sy sleg gelyk. Daar was blou merke op haar arms. Gerald kyk af op die slapende Rebecca. Sy lê in 'n klein bondeltjie op die rusbank. Hy sit die koppie tee op die tafeltjie neer en trek die kombers oor haar rug. Hy kyk na haar opgeswelde gesig. 2 emosies oorweldig hom. 'n Oneindige diep deernis, ook 'n wraaksugtige woede, as hy ooit weer vir Johnny Cupido sien. Die hemel behoed hom. Wie dink daardie lafvaart is hy? Om iemand soos Rebecca by te kom en haar mooi bokkie oë stikkend te slaan, haar tenger liggaam aan te rand. Hoekom het hy nie Saterdagmiddag na die groen hokkie toe gegaan en die man gaan konfronteer nie? Dis wat hy wou doen, maar Jemina het omgekeer.
Jy los die mense uit, Gerald. Laat hulle self hulle dinge uitpraat. Ten minste het die man daarom die moed gehad om terug te kom. Maar tog was daar 'n stemmetjie binne in hom, wat hom bly tuister het. Hy steek sy hand uit en raak aan haar hare, terwyl die gebed woordeloos in hom woed. Here, ek mag nie hierdie vrou begeer nie, want dis 'n gruwel in die oë. Maar ek weet nie wat ek moet doen nie. Ek het vir die hele vlaktevlei gevra om hulle sondes te bely, sodat U ons kan seën en ons kan genees. Ek het vir U gevra om die begeerte van my vlees weg te vat, vir altyd. Maar hier sit ek, Here, en van al my goeie voornemens het niks gekom nie. Want Here, ek dink ek het haar lief, en ek is te bang om U te vra om die liefde weg te vat. Want Here, so iets kom nie baie keer op 'n mens se pad nie. En as dit kom, voel dit so goed dat mens nie dit wil laat weggaan nie. Daar's 'n klop aan die deur. Hy staan traag op. Dis Gretel wat daar staan met 'n warm kaastert. Jemima het my gesê van Rebecca, sy hier. Hulle gaan die sitkamer binne, waar Rebecca regop staan, regop kom. Gretel kyk geskok na haar verwronge gesig. Hoe gaan dit? Rebecca sit haar hand voor die opgeswelde mond. Beter, dankie. Gerald gaan maak nog tee, en hy is bly dat Rebecca van die kaastert eet. In die afgelope 2 dae kon sy amper niks ingry nie. Ek wil jou kom sien oor Tommy, sê Gretel. Rebecca lyk angstig. Is daar 'n probleem? Ek wil graag vir hom ekstra kunsklasse in die middag gee. Hy het ongelooflik baie talent vir 'n kind van sy ouderdom. Rebecca bly ruk stil. Ek is bly om te hoor want hy is lief vir teken, maar ek sal dit nie nou kan bekostig nie. Nee, Rebecca, dis gratis. Ek wil hom bekendstel aan verskillende mediums. Hy kan dit baie ver bring. Dankie, ek is so bly. Ek voel sommer beter. Trane skiet by Rebecca se opgeswelde oë uit. Dis hartverskeurende om dit te sien. Gerald kyk weg met 'n knop in sy keel. Gretel staan op. Dis net 'n groot plesier, Rebecca. Tommy is 'n oulike seun. Ek is tog mal oor hom. Jy gaan nog verras wees oor wat hy kan doen. En nadat Gretel uit is, loop Rebecca se trane nog. Sy probeer van die bank af opstaan. Gerald help haar versigtig op. Hy hou haar 'n oomblik vas. Hy maak sy oë toe en wens hy kan die trane van haar oë afsoen. Maar hy los haar. En toe staan Jemima aan die deur. Daar's mense by die kerkkantoor wat jou wil sien, Gerald. Hulle sê hulle het 3 ure afspraak met jou gehad. Hy klink verleë. Ek het nog van vergeet. Gretel was hier, sy het 'n kaastert gebring. Sy het Natuurlik het jy vergeet, sê Jemima en gaan kom bys toe. Hy gaan agter haar aan. Dan moet ek maak dat ek daar kom. Ja, ek dink daarom Rebecca sal 'n rukkie sonder hulp kan klaarkom. Hy kyk na haar. Sy het sarkasties geklink, besef hy met 'n skok. Het sy gesien toe hy sy arms om Rebecca gehad het? Wat bedoel sy? Wat bedoel jy eintlik, vra hy versigtig. Nee, niks. Hoekom vra jy? Want jy het so sarkasties geklink. Sy antwoord nie.